Die twee boeke in die Bybel wat eintlik so hand aan hand met mekaar loop is natuurlik Esra en Nehemia. Nou Esra was 'n priester gewees en hy was verantwoordelik daarvoor dat die tempel herbou is. En die tempel is herbou lank voor die stadsmure gebou is. Baie interessant. Tempel was heel eerste gebou en dit was 'n hele klompie jare voor Nehemia op die toneel verskyn. Nehemia is glad nie 'n priester. Interessant, Nehemia is die skinker van die koning van Babel. Nou dit klink sommer na nie 'n baie belangrike taak nie, maar die skinker was eintlik die amptenaar in die koning se huishouding. Hy moes seker maak dat daar nie gif in die wyn beland nie en daardeur die koning doodmaak nie. Hy was baie keer ook die hoofraadgewer van die koning gewees. Nou dis Nehemia, 'n Jood, wat hierdie wonderlike voorreg gehad het. Hy het kon politieke invloed uitoefen deur die raad wat hy aan die koning gegee het. Hy was 'n baie belangrike ou gewees. En nou gebeur daar 'n interessante ding. Nehemia hoor, sien ons in die teks ook, dat dit eintlik beroerd gaan daar in Jerusalem. Dinge vlot net nie. Hulle word aangeval en allerlei dinge loop skeef. En hierdie verhaal raak Nehemia so diep dat die volgende verhaal homself uiteindelik uitspeel. Kom ons lees nou Nehemia 1 vers 1 tot 11 en ek moedig julle aan om ook verder as dit te gaan lees by die huis. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja, dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil, dae-lank getreur. Letterlik, vriende, daai woordjie gaan sit in die Hebreëus beteken hy het letterlik in rou gegaan, soos wanneer iemand dood is. Net so terloops. Ons lees verder. Ek het gevas en tot God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie.
Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Ek dink tog aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk, vir wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek praat van die koning, nê. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Pragtige stuk. Die tema vir die reeks is: bou 'n geloofsgemeenskap waarop God trots kan wees. Nou as ek dit nou vanoggend hier sommer net in julle midde gelos het, sonder dat ons hierdie teks gelees het of enige iets, watter hulpmiddel sou jy aanwend om 'n geloofsgemeenskap, 'n kerk, 'n suksesvolle gemeente te bou waarop God trots kan wees? Watter strategieë sou jy gebruik het om dit reg te kry? Dink 'n bietjie, wat sou jy gedoen het? As dit die bestuurswetenskappe was wat hierdie vraag moes antwoord, vriende, dan sou hulle waarskynlik hier met 'n wit bord gestaan het voor die gemeente en 'n SWOT-analise gedoen het oor die sterk en die swakpunte en die uitdagings en alles van hierdie gemeente. Hulle sou ons gehelp het om 'n visie en 'n missie uiteindelik vir onsself te formuleer. Ons sou waarskynlik 'n konsultant ingehuur het wat ons baie geld gekos het om uiteindelik dit te kon doen. Ons sou strategiese beplanning gehad het en ons sou 'n klompie prioriteite neergelê het en ons sou maatstawwe aangelê het om ons vordering te meet. Ons sou al die konflik wat uit hierdie vernuwingsproses sou ontstaan, sou ons moes hanteer. Daar sou na die strukture van die gemeente gekyk word en natuurlik na die begroting. En ek dink dit was juis die probleem vir die kerk die afgelope 30 jaar. Duur konsultante is ingekoop om vanuit die bestuurswetenskappe, en daar's niks fout daarmee nie, die oplossings te probeer gee, sodat 'n gemeente suksesvol kan wees. Maar ek dink daar's 'n baie eenvoudiger manier. Daar's 'n baie eenvoudiger manier hoe ons daardie doelwit kan bereik om 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap te wees, waarop God trots kan wees. En ons gaan oor die volgende 3 weke gaan ons dit mooi uitpak. En in vanoggend se
boodskap is die eerste bousteen, wil ek amper sê, vir 'n geloofsgemeenskap waarop God trots kan wees. Dit wat Nehemia vir ons leer. Raai wat leer Nehemia ons? Hy leer ons om te knie. Ja, julle het my reg gehoor. Hy leer ons om te knie. As jy 'n lekker brood wil bak, sal die dames vir jou sê, moet jy maar hard knie, aan daai deeg, sodat hy lekker rys en 'n mooi brood bak uiteindelik. Knie is sommer so 'n woord wat ek aflei van kniel, as jy gewonder het. Kom van kniel, ek het net die L weggevat. Knie. Nehemia hoor hierdie slegte nuus en dit raak hom so intens en so diep, vriende, dat hy in rou gaan en ons lees sommer vir weke. Huil hy aan mekaar. Wanneer laas het iets vir my en jou as 'n gelowige, as 'n kind van die Here, so diep geraak oor 'n geloofsgemeenskap, dat ons soos Nehemia intens daardeur geraak is, dat ons in rou gaan en daaroor huil. En ek dink, liewe vriende, as ons kyk na die algemene stand van die kerk in die wêreld, dan wil ek amper vir julle sê, het ons amper nie 'n keuse as om in 'n rou te gaan nie. Ons klere te skeur en dan op 'n ashoop te gaan sit nie. Oor die vervolgings, oor hoeveel duisende Christene doodgemaak word, net omdat hulle Jesus bely. Wanneer laas het die wêreld waarin ons leef ons so ontstel dat ons in 'n rou gegaan het, asof vir ons heel naaste geliefde? Of het ons in so 'n gemaksone verval dat ons eintlik dit sien en ook nie sien nie. Dit hoor wat in die wêreld aangaan en in die geloofsgemeenskappe om ons, dat ons dit ook nie meer hoor nie. Wel, Nehemia sou ons ook kon sê was in 'n gemaksone, vriende. Dink 'n bietjie daaraan. Hy het 'n grand pos in die koning se huishouding. Man, hy is amper die CEO van die koninkryk. Hy kon in 'n gemaksone gewees het en gesê het, wel, hierdie is nie my probleem nie. Ek is lekker versorg. Waarvoor sal ek nou worry wat in Jerusalem aangaan? Tog is die nuus uit Jerusalem so ontstellend dat Nehemia wat doen? Behalwe dat hy ontstel raak, hy begin knie. Hy begin knie. Want gebed is eintlik soos om 'n brood te knie. Dit gebeur nie net met een gebed nie. Dis 'n proses. Op Nehemia, op sy knieë het hy geknie in gebed en met God gestoei oor daardie mense wat in Jerusalem in ellende geleef het. En die gebed, dink ek, is 'n belangrike sleutel tot die verstaan
van wat in sy hart geleef het en wat in ons harte ook behoort te leef wanneer dit gaan oor 'n geloofsgemeenskap. Wanneer hy begin bid, is dit vir my opvallend, hy begin nie by die probleem nie. Hy kom nie na die Here en sê, Here asseblief jong, daai ouens daar in Jerusalem, wil jy nie asseblief vir hulle 'n uitkoms gee nie, hulle kry swaar nie. Hy begin nie daar nie. Hy begin by God en by God se karakter. Hy begin by aanbidding. Ek dink gewoonlik sou ons waarskynlik heel eerste by die probleem begin het. Ons sou na die Here toe gekom het en gesê het, Here, dit is wat in my lewe 'n probleem is en wil U nie asseblief 'n oplossing gee nie, of waarvoor ons ook al bid. Hy begin by die karakter van God en hy sê, Here, eintlik ek weet dat U 'n groot en 'n ontzagwekkende God is. Hy wil amper sê, maar daar is eintlik niks wat met U vergelyk in hierdie hele wêreld nie. U is heilig en hy wil vir God sê, ek het 'n heilige ontzag vir wie U is. En U het nog nooit deur die hele loop van die geskiedenis ooit van U beloftes vergeet of van U verbondsliefde nie. Ek weet dit van U. Want dis U karakter, dis wie U is. U kan U nie losmaak van wie U is. En dan kom die mooiste vers. En ek gaan dit, soos wat dit in Hebreëus staan, dit vertaal. Vers 6. Laat U ore aandagtig wees. Is dit nie mooi nie, nê? En die tweede deel, laat U oë oop wees, sê Nehemia vir God. En dan kom hy en Nehemia bely sonde. Sê wel, as dit hierdie ontzagwekkende groot God is vir wie ek bid en voor wie ek verskyn, kan ek ook nie anders as om voor hierdie God te kom staan en sê wie ek is nie. En hy bely sonde. Maar wat vir my opval is, hy bely ons sonde, nie sy eie sonde in die eerste plek nie. Ons, kollektief, die volk Israel se sonde, sy eie gesin, sy eie familie se sonde. En ek dink hier leer ons 'n baie belangrike les, vriende. Ons leef in 'n ou wêreldjie waar dit oor die individu gaan en my individuele sondes, en natuurlik is dit belangrik. Maar as ons 'n geloofsgemeenskap is, moet ons vir mekaar sê dat my sonde, dit wat ek verkeerd doen, het 'n impak op die geloofsgemeenskap waarin ek aanbid. Dit kan nie anders nie. Ons sien in die gemeentes waar gemeentes uitmekaar uitval, was daar iewers 'n sonde gewees deur een of ander persoon. En dan het daai gemeente begin verkrummel. Ek hoef nie die voorbeelde te noem nie. Ons lees van hulle baie keer op die voorblad van die rapport. Die probleem is, vriende, is dat wanneer ons oor gekonfronteer word met ons sonde, dan doen ons 'n paar goed daarmee. Ons probeer ons skuld aan dit wat gebeur het verminder. Ons probeer dit verplaas. Ons probeer sê, maar dis iemand anders wat my daartoe gelei het dat ek hierdie ding gedoen het. Ons soek verskonings. Wel, ek was in die moeilikheid en ek het 'n paar rand nodig gehad.
Ek het dit net as 'n lening bedoel. Daarmee gaan ons voor God nie wegkom. As ons 'n gemeente, geloofsgemeenskap wil bou waarop God trots kan wees nie. Nehemia erken, ons het God nie geëer nie. Ons het hom nie gehoorsaam nie. Uiteindelik gaan dit daaroor, vriende. Dan kom hy in die derde plek en hy vra God om aan sy verbondsliefde te dink, dit te onthou. Hy herinner eintlik as ware vir God aan alles wat God vir Israel gedoen het. En hy pleit by God as sy dienaar en hy sê, hierdie volk van u, wees tog ontfermend teenoor hulle. En hierdie woordjie ontfermend in die Hebreëus is ongelooflik mooi. Letterlik staan daar God se moederlike deernis. Want die woordjie in die Hebreëus verwys na 'n baarmoeder. So hy sê eintlik vir God, Israel is eintlik soos 'n kind in 'n baarmoeder, in u baarmoeder, God. En 'n ma kan tog nie die kind wat in haar baarmoeder is weggooi nie. Daar's altyd 'n stuk ontferming, 'n stuk beskerming vir daardie kind. En daar gebruik Nehemia hierdie beeld, God se moederlike deernis, moet God onthou. Waarom? Want sê Nehemia, Here, u eer is op die spel. U eer is op die spel. Hierdie ander volkere kyk na wat met u volk gebeur. Hulle het gehoor van u liefde vir hierdie volk en dat u hulle gekies het en van al die groot wonders wat u gedoen het. En nou sê hulle, kyk wat gaan aan met hulle. Hulle God het sy rug op hulle gekeer. U eer is op die spel. Vriende, in ons gemeentes, in ons geloofsgemeenskappe, is God se eer elke oomblik, elke dag, waar ek as 'n gelowige leef, eintlik op die spel. Dan laastens vra hy om verlossing vir hierdie volk. Vra eers aan die einde wat hy regtig nodig het. Hy sê, luister na die gebed van u dienaar. Luister. Laat my voorspoedig wees. Ek wil my saak vir die koning gaan stel en ek wil graag hê, hy moet my simpatiek gesind wees. Sodat ek dit kan doen wat u nodig het. En nou is dit wat nodig is nog nie op die tafel nie. Dit wat hy wil gaan doen, weet ons nog nie. Maar ons sal volgende week daai deel hoor. Vandag moes ons net hoor om 'n brood te bak, vra dat ons hart moet knie. Nehemia leer 'n geloofsgemeenskap waarop God trots kan wees. So 'n geloofsgemeenskap se sukses, as ek die woord mag gebruik, begin by kniewerk, by gebed. Al die groot herlewings in die wêreld, gaan kyk maar, het begin by kniewerk, by gebed. Ek sluit af met 'n vraag. Doen
ons as gemeente genoeg kniewerk? Of sou ons iets meer daarvan kon maak?